Daar is 'n enorme krisis in landbou op hierdie stadium. Een van die grootstes, en dit is die back and close kwessie. Die manier hoe dit gebeur het, hoe dit aangespreek word, die bereddering daarvan, maar nie net dit nie, ook die effek wat dit het op landbouers, die mense wat die kos moet voorsien en op hulle emosies en hulle geestesgesondheid, en dit is nogal baie belangrik, en daarom het SAI tesame met megaboer Nick Serfontein 'n noodlyn gestig vir boere om in hulle nood by te staan, om 'n bietjie meer daaroor te praat en oor die kwessie hoe ons hier gekom het, wat die antwoorde is, waar die lig in die tonnel is. Kuier dan saam met Theo die Jager van die landbouorganisasie SAI. Goeiemôre Theo. Goeiemôre, dankie dat julle my genooi het. Dit is 'n voorreg om jou hier te hê. Theo, kom ons praat oor hoe het ons hier gekom. Baie boere kan vir jou baie stories vertel van lankal af al, maar hier sit ons nou. Kon ons hierdie ding voorsien kom het? Ons kon dit vroeër sien kom het. Ons kon dit verseker baie anders bestuur het ook. En boere is al vir ten minste die afgelope 7 jaar baie senuweeagtig, die nerve is dun, omdat hulle heel eerste daaronder begin ly het. En dit is die rede hoekom ons in 'n baie benarde situasie sit wanneer dit kom by die geestestoestand van boere. Boere gaan bankrot as gevolg van hierdie ding. En dit is plase wat al vir generasies kom, wat geërf is van 'n pa en 'n oupa grootjie, wat aan die einde van die pad kom, bloot omdat hulle nie kan besigheid doen nie. Hy het die beeste, hy het die bates, hy het alles reg gedoen tot hier toe. Dit is nie sy skuld nie. Dis nie sy skuld nie. Maar sy hande is afgekap omdat dit 'n staatsbeheerde siekte is, wat beteken hy kan nie self iets daarin doen nie. Hy kan nie besluit ek gaan enstof invoer. Ek gaan nou my beeste ent nie. Dis net die staat wat dit kan doen en die staat doen dit nog nie. Skep dalk vir ons die prentjie, want ons hoor die hele tyd dit is 'n ramp, dis daar met 'n noodtoestand wees, maar is dit in alle provinsies op hierdie stadium, affekteer dit megaboere, klein boerdery, hoe lyk die prentjie vir ons? Dit affekteer alle boere. Nie die grootste boer of die kleinste boer is hiervan gevrywaar nie, dit tref almal. Dit tref die groot konsentrasies van beeste baie erger. Voerkrale, melkerye. Die melkboere kreun op die oomblik. As dit in jou melkery inkom, dan het jy moeilikheid. Jou inkomste word onmiddellik afgesny. Jou diere, melkbeeste word baie sleg geaffekteer. En dis hartverskeurend om te sien wat dit maak aan die eier, byvoorbeeld van 'n melkkoe. Nou, wanneer dit in 'n gebied uitslaan, jy moet dit dadelik rapporteer, maar dit kwarantyne jou plaas. En daarom is daar meer en meer boere ongelukkig wat dit nie meer rapporteer nie. Want die oomblik as jou plaas gekwarantyne is, dan beteken dit jy kan nie jou beeste nou ergens heen vat nie. Jy gaan vir die volgende 12 tot 14 maande in die vrieskas lê. Ons het dit nog nie opgetel in die Noord-Kaap nie, ons wag vir toetse. Die Wes-Kaap is relatief vry daarvan. Daar was 'n benoude oomblik daar naby Gouda. Maar ek is bevrees, al die ander provinsies het dit nou al. En die oplossing wat minister Steenhuisen mee vorendag gekom het, dis 'n baie dapper oplossing. Dit is 'n heeltemal buite die raamwerk idee. Kom ons ent al 14 miljoen beeste in die land. Dis doenbaar. Dit het al voorheen gebeur in ander lande. Onthou ons het maar 14 miljoen beeste. Daar's amper 300 miljoen beeste in Brasilië. Hulle het dieselfde probleem gehad. En hulle het vasgebyt en hulle het alles geënt. En nou het hulle van back and claw ontslaag geraak. Maar met by ons te doen is dit 'n bietjie 'n perd van ander kleur. Omdat ons nie meer ons eie enstowwe maak nie. Ons het nie meer daai vermoë nie. Ons voer in hoofsaaklik van Botswana af en daai enstof is nie die mees doeltreffende wat daar is nie. En uiteindelik verlede week het die minister aangekondig dat ons gaan ook toegelaat word om enstowwe in te bring van Brasilië en van Turkye af. Nou daar is kapasiteit. Ons kan 'n paar miljoen enstowwe in die volgende paar weke hier hê. So wat dinge op die oomblik vassteek is hoe om daai enstowwe as dit inkom te prioritiseer, wie kry eerste watter enstowwe en hoe rol ons dit uit? Wie gaan daai enstof tot by die bees bring en hom spuit? Ons as boere sê
gee dit net vir ons. Ons Ja. sal kom haal. Ons sal dit self doen. Ja. Want ons word vertrou om ons beeste te spuit teen brucellose, wat 'n zoonose is. Dis 'n siekte wat oordraagbaar is van diere na mense toe. Dis baie erger as back and claw wat nie 'n zoonose is nie. Ons word vertrou om knopvel siekte wat ook 'n hoogs aansteeklike siekte is te spuit. Gee dit vir ons. Ons sal ons eie beeste spuit en dan kan die staat sy kapasiteit fokus op die kommunale gebiede. Ja. En jy weet daar's baie duisende beeste wat rondom nedersettings selfs in die stede rondloop, net rondom Soweto. Die suide en die weste is daar ongeveer 12.000 beeste, baie van hulle op myngronde. En dit gaan nog 'n oefening wees om hulle gespuit te kry. So fokus die aandag daar en gee vir ons om ons eie beeste te spuit. Maar ons is nog nie daar. Hoekom vervaardig ons nie ons eie enstowwe nie? Wat 'n hartseer storie. Ons was van die voorste ontwikkelaars en vervaardigers van enstowwe. By OBP onderste poort produkte, maar en back and claw enstof is nooit daar vervaardig nie. Dit is by die Landbou Navorsingsraad vervaardig. Maar ons het hier by 2007 laas dit gedoen en daardie kapasiteit is dit algaande agteruit gegaan. So hier by 2011, 2012 is daar 500 miljoen rand begroot om ons weer op standaard te kry. Nou niemand weet op die stadium wat van daai geld geword het nie, maar dit het nooit sy pad gevind na die toerusting wat nodig is nie. En daar's baie druk op die minister op die oomblik om te gaan kyk Ja. wat het daarvan geword. Die minister het verlede week gesê dat ons het 'n wonderlike enstof en as ons boere kon kies, dan sou ons ons eie enstof gekies het. Dis oor 11 jaar vervaardig met belastingbetalers geld hier, maar ons het nog nie die kapasiteit om dit by die miljoene ampules te vervaardig nie. So een van die aksies wat ons as landbouorganisasies neem, en ons het gister aan 'n vergadering gehad is 'n groot klomp landbouorganisasies, is kom ons druk die staat om die lisensie vir die vervaardiging van daardie enstof te privatiseer. Ja. Hier's genoeg laboratoria, hier's net in Pretoria is hier genoeg kapasiteit om 'n paar miljoen van daai enstowwe te vervaardig. Maar die staat voel dit is intellektuele kapitaal. Hulle wil nie die intellektuele eiendomsreg uit hulle hande laat gaan nie. Theo, jy het vroeër verwys na melkerye. As mense dink aan melkbore, as jy dink aan die effek wat back and closer op slagvee het en spekulasievee is nou maar moet. Dan sit mense en dink aan daai impak op boere, op die persoon of die familie, of nie net dit nie, maar ook die werkers, op die gemeenskap wat rondom 'n boerdery wentel. Dan sit mense en dink aan die impak wat dit het. Hoe hanteer die landbouers daai impak? Want dit moet 'n ontsettende las op jou skouers wees om te weet ek is verantwoordelik nie net vir my gesin nie, maar vir my gemeenskap wat hier by my werk. Hoe hanteer boere dit? Jy vra my 'n baie sensitiewe vraag. Boere is geneig om nie vorentoe te tree en te sê nou het ek moeilikheid nie. Nee. Dit was nou verlede week 'n paar keer die boer se vrou of sy kinders wat bel. Wat sê ons dink ons het moeilikheid. Wil julle nie met my pa praat nie. En dit is hoekom ons toe in samewerking met AfriForum 'n kapasiteit gaan skep het. Ons het omtrent, ons het 202 vrywillige beraders oor die land heen, daar's 'n groot klomp sielkundiges wat ons toegewys het. Wat kan gaan sit in so 'n boer begelei. Want ons is 'n asempie weg van selfmoorde nou. Ek is bevrees daar's baie boere wat die einde van die pad bereik het. En dit voel nie vir die boere asof die begrip in die staat daar is nie. Die een sterkste punt van kritiek wat ek teen die staat het op hierdie stadium is die kommunikasie rondom die goed. Want as daar nie vir boere gesê word dis waar ons nou is, dis wat ons doen nie, Ja. dan vermoed boere niks word gedoen. Daar's niks. En ons gaan baie meer moet doen in hierdie kommunikasiepoging en boere betrokke kry, want as 'n boer voel, hy kan sy moue oprol en hy kan self in hierdie waar stoot.
dan voel hy al baie beter oor dit. Ja. Ja. Dis 'n kwessie wat nogal baie naby in ons harte slaan, baie van ons, so verskoon tog dat ons emosioneel is daaroor. Maar nou is daar 'n noodlyn. Daar is 'n antwoord. Daar is 'n opsie. Mens moet net 'n opsie kan sien, nie waar nie. Ja. Kyk, ander lande het al groter moeilikheid gehad. Die Brasiliërs was in 'n dieper moeilikheid as wat ons nou is. En hulle het dit reg gekry om dit uit te wis. Maar hulle het 'n paar dinge anders gedoen as wat ons te doen. Nommer 1, die Brasiliërs het eenvoudig komitees gaan stig wat almal ingesluit het. Hier's 'n groot klomp kleinlike politiekery, moet ek jou ook sê. As vandag 'n vergadering op die lughawe wat gehou word met 'n paar rolspelers in landbou in plaas daarvan dat almal wat invloed het bymekaar getrek word. Ons het nou elke stel hande nodig wat ons het om teen hierdie ding te skram. Die Brasiliërs het gesê ons moet kyk wat is die heel vinnigste pad tussen die vervaardigingsaanleg en die plaas. Hoe vinnig kan ons dit daar kry? En as 'n boer sê ek kan dit daar gaan haal, laat hom dit daar gaan haal. Waarom sal 'n boer as hy die ampuule in sy hand het nie sy beeste spuit nie? Ja. Kry 'n toep. Ek meen, hoe maklik is dit nie deesdae om 'n elektroniese of digitale platform te skep waar jy elke bees selfs kan skandeer as hy nie 'n oorplaatjie of 'n brandmerk het nie, want 'n neus die neus van 'n bees is soos die vinger van 'n mens. Elkeen is uniek. Kom ons kyk hoe vinnig ons alles geënt kan kry. En in daai proses teer ons so lank die pad verder, want daar's 'n tweede inenting wat moet kom, opvolg inenting. Ja, dis nie een nie. En dan, weet jy, die rede vir die geestestoestand van boere gaan nou oor finansiële druk, nê. Banke het nog nie begrip vir hierdie ding nie. Die koöperasies het nie begrip daarvoor nie. Almal is op hierdie boer se nek en wil betalings hê en hy kan nie sy beeste verkoop nie. Ons moet 'n finansiële bruggie bou. En dit is nie biljoene nie. Vir daai boer wat nou finansiëel vasgeval het as gevolg van dit. Want die waarde is daar, die bees is nog op sy plaas. Ja. As daai bees gesond is, dan kan hy weer geslag word. En dan sal niks fout met sy vleis nie. Help net die boer om by die punt te kom waar hy weer kan besigheid doen. Ja. Maar so ek sê ons dis die goed waarvoor ons as landbouorganisasies ons op die oomblik beywer en ons kan niks meer doen as om te probeer om druk op die stelsel te plaas om so iets in plek te skuif nie. As die inentings begin, hoe lank vat dit voordat ons 'n omkeer begin sien? Baie vinnig. Baie vinnig. Kyk, as 'n bees siek geword het en hy word nie geënt nie, dan word hy ook gesond weer mettertyd. Die ding is net so hoogs aansteeklik. Ja. Dat almal in die omgewing is ook in die moeilikheid. Ons het 'n boer wat hy het nie back and close op die oomblik in sy melkery nie. Maar hy is so 4 km van 'n plaas wat wel geaffekteer is. Nou gooi hy elke oggend 20,000 liter melk weg en elke aand weer, want hy moet wag vir toetse om te bewys dat hy skoon is. En daar's soveel toetse wat nou gedoen moet word. Die agterstand raak elke dag groter en groter. En intussen kan hy nie besigheid doen nie. En sy uitgawes hardloop met hom weg en hy het nie inkomste nie. Ons praat bietjie, jy praat oor uitgawes, en praat oor inkomste. Mense moet 'n bietjie praat oor die prys van enstowwe in Suid-Afrika ook, en mense praat oor die bedrag wat die enstowwe aanvanklik op aangebied is vir die boere. Ons weet dat Red Meat Industry Services RMIS ongeveer R60 per ampuule betaal het verlede jaar toe hulle aangekoop het. Die dag voor Kersfees is daar 'n mediaverklaring uitgereik deur die departement om te sê boere moet hulle gereed maak om R300 'n dosis te betaal. R300 per bees, en daar's meer as 1 dosis per bees. Gister in 'n vergadering het 'n invoerder vir ons gesê hulle kan 5 miljoen dosisse hier land, maar dit gaan 80 miljoen kos. Dis R16 'n dosis. Daar's te veel mense wat sterre in hulle oë het oor groot geld wat te maak is in hierdie waardeketting. En ons in georganiseerde landbou wil hande en tande beklei. Die boere is in elk geval nou in finansiële moeilikheid. Daar moenie nou nog allerlei winsneming Dis bloedgeld wees nie. Sjoe. Theo, ek wil sê baie dankie wat SAI en AfriForum doen om hierdie noodhulplyn te skep. Dankie dat julle aanhou veg vir die boere op hierdie stadium wat so brood nodig het. En mense doen regtig 'n beroep op die staat om in te gryp en half
ek weet nie, die ster in hulle oë wat hulle sien met die geld wat hulle kan maak daarvan te laat los om soveel mense se lewens te red. Eintlik op hierdie stadium waar ons oor praat. So dankie vir julle harde werk, waardeer dit so baie. Dit is 'n voorreg om in hierdie roeping te wees en jy weet die een ding waarvan ons nou baie afhanklik is gebed. Ons boere vra dink aan ons as jy vanaand in jou stilte tyd ingaan. Tjoh, Theo, dankie vir jou tyd. Nou ja, onthou daar's 'n noodlyn. As jy voel jy kan nie meer nie, kom aan, praat. 064 870 8312. Hy's op die skerm 064 870 8312. As jy voel jy kan nie meer nie, moet jy praat, meneer, dis hoe dit werk. Ons is hier vir mekaar. Dankie Theo die Jager vir jou moeite en vir wat jy saai doen. Nou ja, ons is nou weer terug, na die breek en dan gaan ons weer aan met die dag.